Vriende, hartlik goeienaand en baie welkom by ons laaste Pinksterbidduur vir hierdie week. Mag vanaand se boodskap vir jou tot baie groot seën wees en mag God ons deur sy woord en gees opbou in die geloof en ons bekragtig om vir hom te lewe. Dankie dat jy vanaand by ons inskakel. Ons skriflesing kom vanaand uit die woord van die Here uit Galasiërs 5 vers 16. Paulus skryf: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ons leef in 'n tyd, liewe vriende, waar mense godsdiens wil hê sonder verandering. Mense wil graag vrede hê, hoop hê, seën van God ontvang en vertroosting beleef. Maar min mense wil werklik verander word. Baie wil hê God moet hulle help, maar hulle wil nie hê God moet hulle lewe regeer nie. Tog leer Pinkster vir ons iets baie belangrik. Die Heilige Gees kom nie net om mense emosioneel aan te raak nie. Hy kom om mense nuut te maak. Die Heilige Gees verander harte. Hy bring sonde aan die lig. Hy lei gelowiges op die pad van heiligmaking. Ware Pinkster gaan nie oor emosie nie. Ware Pinkster gaan oor 'n lewe wat al meer soos Jesus se lewe lyk. Die eerste punt waarby ons vanaand stil staan vanuit hierdie teks is die volgende. Die Heilige Gees verander ons harte. Die Bybel leer baie duidelik, liewe vriende, dat niemand homself kan verander nie. Die mens se probleem lê dieper as gedrag. Ons probleem is in die hart. Daarom het ons nie bloot beter gewoontes nodig nie. Ons het 'n nuwe hart en 'n nuwe lewe nodig. Wanneer die Heilige Gees in 'n mens werk, begin hy daardie mens van binne af verander. Die Heilige Gees laat jou sonde raak sien en dit begin jou pla. Maar die Heilige Gees laat jou ook na die woord van die Here toe gaan om dit te lees. En dit raak vir jou kosbaar. Die Heilige Gees dui ook vir jou die belangrikheid van gebed aan. En jy verlang na gehoorsaamheid aan God. Dit beteken nie 'n Christen word onmiddellik volmaak nie. Maar dit beteken dat daar 'n nuwe rigting in sy lewe inkom. 2 Korintiërs 5 leer, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die Gees, liewe vriende, werk nie net aan die buitekant nie. Hy verander die binneste mens. Voorheen het jy dalk gemaklik met sonde saamgeleef. Nou begin 'n stryd in jou hart ontstaan. Dit is die werk van die Heilige Gees. Pinkster beteken, God los sy kinders nie soos wat hulle was nie. Dan ons tweede punt vir vanaand. Die Heilige Gees leer ons om teen sonde te stry. Galasiërs 5 wys vir ons dat daar 'n voortdurende stryd in die gelowige se lewe is. Die vlees wil wegtrek van God, maar die Gees trek ons na God toe. Die Christen lewe is nie 'n gemaklike vakansie nie. Dit is 'n geestelike oorlog. Die wêreld sê vandag, doen wat jy wil. Volg jou hart. Leef net vir jouself. Maar die Heilige Gees leer ons om sonde te haat, om versoekings te weerstaan en om in gehoorsaamheid te wandel. Die Heilige Gees gee nie vir ons toestemming om in sonde voort te leef nie. Hy gee ons krag om daarteen te veg. Romeine 8 sê, as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Dit beteken, vriende, die Christen kan nie vrede maak met sonde nie. Ja, ons almal struikel soms. Maar die ware gelowige kan nie rustig in sonde bly sonder berou nie.
Waarom nie? Want die Heilige Gees werk binne hom. Die Gees waarsku ons gewete. Hy roep ons terug na Christus. Hy leer ons om te stry teen alles wat God oneer aandoen. Ware Pinkster bring daarom nie losbandigheid nie. Ware Pinkster bring heiligheid. Die derde punt vir vanaand. Die Heilige Gees vorm die beeld van Christus in ons lewens. Die uiteindelike doel van die Heilige Gees, liewe vriende, is nie om mense groot te maak nie. Die doel is om Christus groot te maak. Die Gees wys altyd weg van die mens af en wys na Jesus Christus toe. Ware geestelike groei word nie gemeet aan hoe emosioneel iemand raak nie, of hoe indrukwekkend iemand klink nie, of hoeveel mense hom bewonder nie. Ware geestelike groei word gesien in iemand wat meer soos Jesus begin leef. Die vrug van die Gees in Galasiërs 5 is so belangrik. Daar moet liefde in jou lewe wees. Blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is die karakter van Christus wat in die gelowige gevorm word. Hoe nader 'n mens aan Christus leef, hoe meer begin sy lewe anders lyk. Hy word nederig, hy word sag van hart, hy word meer liefdevol. Hy begin al meer leef tot eer van God. Dit is die wonder van Pinkster. God verander gewone, sondige mense om meer soos Jesus Christus te word. Pinkster is baie meer as net 'n gebeurtenis in Handelinge 2. Pinkster leef vandag voort, waar die Heilige Gees harte verander. Die Heilige Gees bring mense na Jesus toe en leer hulle om teen sonde te stry en vorm Christus se beeld in hulle lewens en in hulle harte. Is die Heilige Gees besig om my lewe vanaand te verander? Want waar die Heilige Gees werk, liewe vriende, daar groei heiligheid, gehoorsaamheid en liefde vir Jesus. Mag die Here in hierdie Pinkstertyd opnuut deur sy Gees in elkeen van ons harte en lewens werk, sodat ons al meer sal leef, nie vir onsself nie, maar tot eer van Jesus Christus alleen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, in hierdie Pinkstertyd buig ons in diepe nederigheid voor U neer, om alle lof en eer aan U te bring. Dankie vir Jesus Christus wat U na hierdie wêreld toe gestuur het, vir sondaar mense soos ons. Dankie ook vir die Heilige Gees, wat in ons harte werk, wat die geloof in ons lewens kom vestig en ons laat vrug dra elke dag. Laat hierdie Pinkstertyd vir ons 'n heerlike tyd van geestelike groei wees, maar ook 'n tyd waarin ons onsself aan U kan kom toewy. Dankie Here, dat ons in Pinkstertyd ons lewe aan U kan toevertrou. Laat die Heilige Gees se werk 'n werklikheid in elkeen van ons se lewens word, sodat Jesus geëer kan word en ons lewe vir U tot eer kan leef. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.